Goeiedag en welkom by ons volgende gesprek in die reeks waarom die Christendom moet verander en wakker word of uitsterf in die gesig staar. So ek het 'n paar vrae gehad oor hoekom gaan ons so ver terug in die geskiedenis met hierdie argeologiese opgrawings, met die konijvorm tablette. Hoekom is dit hoegenaamd enigstens belangrik? Ons leef vandag in 'n moderne wêreld, duisende jare nadat daardie geskiedenis gebeur het, na die vloed. So hoekom moet ons eintlik daarna gaan kyk? Nou ek gaan vandag probeer om daardie vraag te beantwoord. Dit is ontsettend baie belangrik dat ons weet waar ons vandaan kom, waar ons tradisies vandaan kom, waar ons geloof vandaan kom. Wat het gebeur dat ons geloof in 'n sekere vorm gevorm is, en dit vorm nie net dan ons geloof nie, maar dit vorm ook ons uitkyk op die lewe, en dit vorm dan ook die manier waarop ons met mekaar omgaan, en die manier waarop ons dan met mekaar leef. So dit is van kardinale belang om na hierdie oorsprong te gaan kyk, sodat ons onsself kan verstaan. En as ons eie probleme moet hanteer, dat ons dit kan doen, want ons weet waar dit eintlik vandaan kom. Vandag se onderwerp is die Nefilim. Nou die Nefilim lees ons van in die boek van Genesis, en dan ook veral in baie detail in die boek van Henog. Nou Henog is ook 'n figuur in die Ou Testamentiese boek van Genesis, en Henog het die gode behaag. Gode, let wel, ek gebruik die woord gode, want dit is soos dit in die Ou Testament staan, die Elohim, wat die meervoudsvorm is van El beteken God, Elohim beteken gode. Nou, Henog het die gode behaag, en hierdie gode het hom dan kom haal, en baie wyshede aan hom bekend gemaak in gesigte, of drome, of wat jy dit ook al wil noem, en dan baie jare later, Henog het nie die boek Henog geskryf nie. Hy was 10-1 ongeletterd geweest, maar duisende jare later, of honderde jare later, in 300 voor Christus tot 100 na Christus, in daardie vensterperiode van 400 jaar is die boek van Henog dan geboekstaaf en neergeskryf, en daarom het ons dit. En daarin praat hy baie dan van die Nefilim. Nou die woord Nefilim in baie van ons vertalings word nie vertaal nie, en word net so gehou in die boek Genesis, wat eintlik die meer korrekte manier is. Want Nefilim beteken hulle wat van buite af inkom, of hulle wat van bo af inkom, bedoelende hulle wat van bo af inkom hier na die aarde toe. Dit is nie die seuns van God, of die engele van God, soos baie vertalings dit wil stel nie. Die Nefilim is spesifieke wesens wat inkom van buite af. Ons weet nie waar vandaan nie, ons weet nie hulle oorsprong nie, maar ons weet dat hulle baie 'n menslike vorm gehad het, want hulle het omgang gehad met die vrouens van die wêreld. Hulle het hulle aantreklik gevind, omgang met hulle gehad, en die reuse is gebore. Nou daardie reuse het 'n baie groot invloed op die geskiedenis, veral in die Ou Testament. Ons lees van so 'n reus in die tyd van Dawid, hy teen Goliat gaan veg, Goliat oorwin, daarom is hy hierdie hero. Ons kan ook later in daardie geskiedenis gaan lees, dat daar 4 verskillende reuse is, wat dan deur Dawid en deur sy vriendekring of naby familie vermoor is of doodgemaak is. Nou hierdie reuse is dan die nasate van die kinders van die Nefilim met die vrouens van die aarde. Baie van hulle, omdat hulle so reusagtig groot was, baie groter, en dit kan jy gaan lees in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 kan ons aflei dat Og, die koning van Basan, was min of meer 12 voet lank geweest. Nou dit is dubbel wat 'n lang man in vandag se lewens is. En jy kan net jouself indink wat 'n reusagtige figuur hierdie koning van Og moes wees. En dan kom Moses, wat ons eintlik glo is die vredelewende profeet van die Here, en hy kom as 'n warlord met 'n enorme weermag, en hy neem hierdie land van Basan, of van die koning van Og in. Hier kom Moses, en hy verwoes 60 van daai stede, en op aandring van Jahweh, die God van die Ou Testament, vermoor mans, vrouens en kinders. Hy doen 'n ethnic cleansing, presies wat vandag in die Midde-Ooste ook aan die gang is, om ontslae te raak van Og en sy nasate, en almal wat in hom geglo het en hom aangehang het. So dis wat gebeur. Hierdie Nefilim en hulle nasate is in stryd met mekaar, en vanuit hulle
kom hierdie pantheon van gode, wat dan eintlik die Elohim is in die Ou Testament, wat dan vir ons beskryf waar hierdie gode vandaan kom. Dit is hoekom dit so belangrik is om hierna te gaan kyk. So in die boek, terug by die boek van Henoch sê daar was 300 van hierdie watchers, soos hy hulle noem in die boek van Henoch, en dan 200 van hulle het geval vir die mooi vrouens hier op aarde, jy weet, en hulle het dan hierdie nasate gehad wat die reëse was. En van daardie tyd af is daar hierdie gevoel onder hierdie nasate, dat hulle het die reg om te regeer. En ons glo dat baie van die konings in latere ryke hier op aarde, en belangrike leiers tot vandag toe, glo hulle het die reg om oor ander te regeer, want hulle is nasate van hierdie Nephilim wat ingekom het in daardie tyd. Dit mag nou miskien vir jou 'n bietjie vergesocht klink, maar ek wil jou terugvat na die Ou Testament. En ons het hierdie siening dat, jy weet, jy mag nie Bybel glad nie bevraagteken nie, want dit is die absolute woord van God. Vandag wil ek vir jou 'n stukkie lees, Naam hoofstuk 1 vers 2, en daar sê dit dat Yahweh, die God Yahweh, El Yahweh, El, soos julle nou weet, is die enkelvorm van God. So hier gaan dit oor spesifiek hierdie een God van al die gode, want Yahweh is ook in die Ou Testament waar hy sê, ek is die God van die gode. Jy weet, hy sê, ek is die El van die Elohim. En ons moet hierdie goed verstaan, om hierdie invloed wat dit gehad het op ons, en op die vorming van ons geloof te verstaan. So hier is Yahweh, wat beskryf word in die boek van Naam, en jy kan dit gaan lees in hoofstuk 1 vers 2, wat hierdie jaloerse God is. En hy neem wraak, en hy het 'n ongelooflike woede in hom. En dan sê dit in Naam, dat hy hierdie woede en hierdie wraak van hom konsentreer op sy vyande. Nou sê ons, ja, maar dit is te verstaan, jy weet, dit is sy vyande, dit is mense wat hom nie wil volg nie, en daarom delg hy hulle uit. Maar kom ons gaan lees in Jesaja 5 vers 25, waar hier dieselfde beskrywings gegee word van Jahwe as die jaloerse God, as die God wat woedend is, as die God wat mense uitdelg. En dan sê Jesaja 5 vers 25, Jahwe lig sy hand vir sy eie mense, vir sy mense wat in hom glo. So nou het ons hier 'n God in die Ou Testament wat ons Jahwe noem, een van die gode, en Jahwe sê dit self, is nie wat ek sê nie, jou Ou Testament sê dit self, gaan lees dit maar net 'n bietjie. Hy is die God van al die gode, hy sien homself as die hoër God, en dis waar ons hierdie magstryd tussen die gode het, en ons glo en ons dink dat hierdie gode gekom het van die Nephilim, en dat hierdie Jahwe is dan hierdie woedende wraakgierige God, en hy laat sy wraak en sy woede teenoor sy vyande, natuurlik, en dan ook teenoor sy eie mense losbrand. Dan kom Jesus, en ek vat jou na Lukas 6 vers 27 tot 36, en weer eens nie ek wat dit sê nie, gaan lees dit in jou Bybel. Dan sê Jesus, jy moet jou vyande lief hê. Jy moet hulle wat jou te nakom vergewe en hulle lief hê. Die hele uitgangspunt van Jesus en die God wat Jesus aan ons bekendstel, is 'n God van lig en 'n God van liefde. Weereens, nie wat ek sê nie, gaan lees dit in jou Nuwe Testament, lees 'n slag jou Bybel. Dat hierdie God van liefde en hierdie God van lig is 'n totaal ander wese of 'n totaal ander God as Jahwe van die Ou Testament. Want Jahwe van die Ou Testament sê, ek is 'n wraakgierige God, ek is 'n woedende God, ek is 'n jaloerse God, wat my wraak en my woede loslaat teenoor my vyande en teenoor my eie volgelinge. En hier kom Jesus wat sê, nee, ons kan nie dit wees nie, want die God waaraan ons glo, en die God wat ons volg, is 'n God van liefde en lig. En hierdie God leer ons om 'n samelewing te skep, waar ons selfs ons vyande respekteer en liefhet. Jesus gaan so ver in Lukas 6 om te sê, wat is daarin om iemand lief te hê wat jou liefhet? Dis maklik, dis eenvoudig. Maar wat is daarin om iemand lief te hê wat jou haat? Om iemand lief te hê wat jou te nakom? Om iemand lief te hê wat sy mes in het vir jou en jou in die rug gesteek het?
Dit is ware liefde. Dis waar liefde sigbaar raak, wanneer ons iemand kan lief hê wat ons haat. Daardie persoon of daardie groep of daardie bevolking haat ons, en wat kan ons doen? Ons kan hulle terug lief hê. Dit is liefde, en dit is die God wat Jesus na ons toe bring. En dit is 'n totaal ander God as Jahwe van die Ou Testament. Jahwe van die Ou Testament is nie die Vader waarvan Jesus praat in die Nuwe Testament nie, en ons moet begin wakker word en dit verstaan, want dan verstaan ons waar ons tradisies vandaan kom. Jesus kom in 'n wêreld van die Joodse geloof, in Israel, en hy begin om sy prediking en sy wysheid te leer aan die Israeliete. Hy het nie buite toe gegaan en dit aan die heidene gaan verkondig nie, hy het dit aan die Israeliete verkondig, en hy was in voortdurende stryd met die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, omdat hy 'n ander God aan hulle bekend gestel het. Dis hoekom hulle hom gehaat het. Dis hoekom hulle hom van kettery aangekla het, want hy het 'n ander God gebring. En dan hierdie God is dan die God van ligte en lief. En dan kom Jesus en hy sê aan hierdie Israeliete, dis die God wie in julle moet glo. Dit het geen impak op Israel nie. Die Israeliese geloof bestaan vandag nog steeds. Die Jode is nog steeds besig met die goed waarmee hulle besig was in die tyd van Israel en in die tyd van Jesus. Hulle het niks verander nie. Die ontsettende liefdevolle boodskap en wysheid van Jesus Christus het geen impak op die Jode gehad nie. Daarom het die apostels uitgegaan en die latere apostels soos Paulus het na die heidene toe gegaan en hulle het daar gaan probeer om hierdie evangelie te verkondig en daar het dit grond gevat en dis waar ons geloof vandaan kom. Maar dit is 'n geloof en 'n evangelie wat vanuit 'n Joodse tradisie aan hierdie mense verkondig is. Dis hoekom ons die Ou Testament het, om ons te vertel waar die Jode in geglo het en hoe hulle gevorm is deur hulle geskiedenis, want dit het ons ook gevorm. En dis hoekom ons sit met hierdie ontsettende konflik in die Christendom. Aan die een kant wil ons uitgaan en ons wil oorlog maak soos die Jode vandag doen in die Midde-Ooste. Dis twee Abrahamse gelowe. Beide hierdie gelowe het hulle oorsprong in die vader Abraham. Dit is die seun Ismael wat Abraham gehad het by sy slavin toe Sara nie kon kinders hê nie, wat die Ismaeliete is of die Islam. En dit is die seun wat hy dan by Sara het, wat Isak is, wat dan die aardsvader van die Israeliete self is. Dis twee broers, Ismael en Isak, wat die voorsate of die grondleggers of die aardsvaders van hierdie twee verskillende gelowe en twee verskillende nasies is, die Islam en die Jode. En hulle twee, die broers, is in konflik met mekaar, in 'n magstryd. Hoekom? Want God, hulle God, Jahwe, is in 'n konstante magstryd om beheer te hê oor sy mense. Hy vat dan sy uitverkore volk, en hy sê, julle gaan nou namens my al die oorloë veg, sodat my invloed verder en verder en verder kan strek. Dis waar die enorme ryk van Dawid vandaan kom. Dit het begin al by Moses, wat die gode, afstammelinge van die gode, soos die koning Og van Basan, en weer eens gelees het in jou Ou Testament in Deuteronomium 6 in die boek Numeri, want dit is waar hierdie geskiedenis vir ons neergeskryf is, maar ons lees dit nie, of ons lees dit en ons verstaan dit nie, want die stryd wat daar in die gang is die stryd wat namens Jahwe geveg word, deur Moses, hierdie liefdevolle profeet, wat eintlik 'n warlord is, en dan Og, wat 12 voet lank is, uitdelg met al sy stede, want dit is wat Jahwe wil hê. Hy wil in beheer wees van al die gode, daarom noem hy homself die God van die gode. Ons glo in 'n ander God. Hoewel ons psyche gevorm is deur hierdie Jahwe God van haat en God van mag en 'n God van wraakgierigheid en 'n God wat altyd wil oorlog voer. Dis waar ons psyche vandaan kom. En dan kom Jesus en hy sê, dis verkeerd. Jy moet lief hê die wat jou haat. Jy moet jou ander wang draai. Jy moet 'n ekstra myl saamstap, al is dit met jou vyand, sodat jy dan kan wees wie jy moet wees, naamlik kinders van lig en liefde. Dit is die ware Christendom. Dit is die geloof. Dit is die kern van dit waarin ons glo, lig en liefde. So in die toekomstige video's gaan ons nou begin kyk, hoe word ons dit wat Jesus ons gevra het om te wees, naamlik kinders van die lig en die liefde.
Ek hoop jy vind hierdie net so interessant soos ek dit gevind het, toe ek hieroor begin lees en navorsing begin doen het, en dat dit vir jou 'n wêreld sal oopmaak, van waar kom ons gedagtes eintlik vandaan, van Jahwe af, en nie van die Vader God van Jesus af nie, en ons moet terugbeweeg na wat Jesus regtig ons kom leer het. Sien julle volgende week.